Johan de Winnaar, laaste 33 jaar verbonden aan Afkoop Brits. Ek is Jan van Rensburg, ek is 'n prokureur vir die laaste 35 jaar. Ek doen maar baie algemene werk, maar ek doen redelik boedels, wat is deel van die werk wat ek hanteer. En ja, ek het 'n redelike ondervinding in die bereddering van boedels. Die eerste en belangrike ding natuurlik is 'n testament. Daar moet 'n behoorlike onlangse testament wees wat gereeld hersien word. Dit is nie altyd in plek nie of baie keer so verouderd dat dit nie voorsiening maak vir die behoeftes van die tyd van die afsterwe nie. Die tweede probleem is finansies. By die dood is daar 'n probleem in die opsig dat die boedel word bevries van die oorledene en as daar nie gereël is dat daar kontant in plek is om die agtergeblewene eggenoot of kinders te help nie en te ondersteun tot tyd en wyl die boedel in proses is nie of mense fondse teen die boedel kan trek nie, dan los dit daardie mense in 'n groot verleentheid. En laastens is dit spesifiek draai dit daarom dat baie min mense hulle testamente gereeld hersien. Jy kry 'n testament wat regtig verouderd is en wat nie regtig aan die behoefte voldoen van die tyd van die afsterwe van die oorlede. Eerstens, ID's moet dadelik beskikbaar wees, dokumentasie van die dokters moet beskikbaar wees en die mense moet reël voor die tyd wil jy veras of wil jy begrawe word. Dis baie belangrik. En dan as daar polisse is, moet hulle net vir ons noem dat daar polisse is by Afkoop of by wie ook al. Ek dink dit kan mense net opnuut herinner om seker te maak dat al hulle reëlings in plek is, dat hulle goed verstaan wat is die effek van die testament wat hulle het of nie het nie as hulle intestate te sterwe kom, dat hulle beplanning reg het rondom die wat met hulle bates moet gebeur en dat hulle seker is dat die testament van die dag voorsiening maak vir die omstandighede van die dag. 'n Ou testament kan nog verwys na gelyk verdeel tussen 3 kinders, maar 20 jaar later kan een kind vanweë siekte, motorbotsing 'n baie groter behoefte hê as die ander kinders. So dan is die eweredige verdeling miskien nie die oplossing vir die spesifieke probleem. Ek dink dit is baie belangrik is dat almal kan gereed wees as iets sou gebeur. Dis 'n moeilike proses wat gaan volg daarna. Almal moet gereed wees, die dokumentasie moet in plek wees.